Biker Heart Radio, your number one radio station. For bikers, by bikers. And a very good evening to all our Biker Heart listeners. Baie welkom vanaand by Biker Heart Radio by Suid-Afrika se sekerheid en sekuriteit. Saam met gewoonlik Mike Bolhuis. Maar hy is nie vandag saam met ons nie. Mike het 'n bietjie kragprobleme en synprobleme en hy het natuurlik vir ons sy cybercrime ondersoeker, kubermisdaad ondersoeker, Wesley Vos vir ons gegee vanaand. So kom ons welkom vir Wesley. So goeienaand Bakkerharte. Vanaand praat ons oor besoedeling. Nie net 'n omgewingskwessie nie, maar 'n krisis wat almal raak. Met ons op die lyn is Wesley Vos, kubermisdaad ondersoeker vir Mike Bolhuis, maar met 'n intense passie vir die natuur en omgewingskwessie. Goeienaand Wesley, welkom hier by Biker Heart Radio. Goeienaand Minks, goeienaand luisteraars, dankie vir die geleentheid. Ja, dit is vir ons ook 'n regtige riem onder die hart om bietjie 'n ander persoon weer saam met ons te hê. En 'n voorreg, Wesley, baie welkom. Dankie, ja, change is key, nee. Change is always key. Ja. Nou ja, Wesley, weet jy wat, ek nou hierdie 'n post opsit vanmiddag, toe gons in die WhatsApp groep, want jy kan sien, die mense is moeg vir besoedeling, die mense is warm onder die kraag. Ek gaan net gou 'n insetsel van Fred lees. Hy sê, Minks, ons het 'n baie groot probleem wat besoedeling aanbetref. Mense damp hulle gemors oral hier langs die pad, en dan praat ons nie eers van dooie katte en honde, wat se karkasse ook sommer net so langs die pad ook gegooi word nie. Bourommel word vir maande lank gelos buite erwe, en dan praat ons nie eers van al die onwettige aanbouings nie. Ons het dit al in die raadslid genoem, maar elke liewe keer val dit op dowe ore. Ons het tot al mense wat hoog geplaas is gekontak, dan word dit net gesê, ons sal aandag aan die probleme gee, maar daar kom net absoluut niks daarvan, en op die einde van die dag eskaleer die probleme maar net, en ons beklei teen mure. Dit is Fred, en Myna sê, en die lang gras wat die verkeer belemmer, en as die gras gesny word die hoope net so langs die paaie gelos, ook die dreins wat nie skoon gemaak word nie, dan reën dit, dan kan die water wat op die paaie opdam, nêrens heen gaan nie. So ja, hier is 'n hele paar comments hierso, wat die mense is nie baie, hulle verwelkom hierdie topic vanaand, hoor. So ja, ons kan wegval natuurlik, Wesley. Ek moet nou onthou ons het vir Wesley so, nie vir Mike nie, net te sê ek Mike. So dit is nie net 'n gesondheidskwessie nie, maar ook 'n morele en sosiale kwessie. So Wesley, waar staan ons met al hierdie besoedeling? Kyk, jy is heeltemal reg, dit is nie net 'n gesondheidskwessie nie, maar dit is ook 'n morele kwessie, ook 'n sosiale kwessie. Ja. Jy weet, elke plastieksak, elke giftige stof, elke veld wat deur struike beskadig word, het gevolge vir mense, diere en gemeenskappe. Dit is 'n krisis wat ons kan ignoreer. Jy weet, besoedeling raak alles. Die lug wat ons inasem, die water wat ons drink, die grond waarop ons bou en selfs die veld en die diere. In Suid-Afrika het ons, jy weet, stede met baie giftige lug, riviere wat deur chemikalieë besmet en besoedel word, en veld wat deur struike, in Engels noem hulle dit snares, en onwettige mynbou ensovoorts beskadig word. Ons het wette om het te voorkom, maar op die grond gebeur daar niks nie. Dit is 'n morele, gesondheids- en ekologiese krisis. So ja, nee, as ons dit ignoreer, dan verander dit eintlik maar die toekoms van ons kinders, nee. Ja, weet jy wat, Wesley, nou die dag toe ry ek nou in ons hoofstraat, ek bly in Kreersdorp, en toe sien ek maar daar's 'n helse partytjie by ons Kroningspark, en dis 'n baie mooi, dis waar die dam is, en dis mooi daar, jy weet. En dit is seker 'n jaar in funksie gewees, en die musiek
Sinclair en hulle kuier en so aan. En dit was die Vrydagmiddag gewees. Die Saterdagoggend toe ek weer daar verbyry. Toe het ek met so 'n skok die vullis aanskou wat teen die heining vas soos die wind hom gewaai het in die pad. En weet jy wat, nee, ek kan nie glo, dit was 'n hele kuier, dit was sportsmotors en dit was klasie mense wat daar gekuier het. En wat hulle agtergelaat het my hare oorent laat staan. So, jy weet... Ja, ek stem saam met jou mense, dit is 'n groot skok, hoor. As jy sien dat jy in die straat ry, jy weet, in een oomblik is dit mooi skoon gras, mooi tuine en mooi huise, en die next moment, man, as jy oë uitvee, is jy in 'n letterlik, jy ry deur 'n damp, jy weet, dit is net gemors oral. Absoluut. Dit is skokkend, dit is heeltemal kontrasterend, as jy so ry op die paai, dit is 'n seer kwessie vir my, dit is vir my 'n teersaak, hoor. Dit is, ja, ek glo, dis 'n baie seer oog. En dan het jy natuurlik, ons het besoekers van ander lande. En dit is die eerste, they say, first impressions last the longest, is dit nie? Ja, ek stem heeltemal saam met jou. En dan moet hulle, jy weet, dan moet hulle nou in hierdie gesig staar wat net 'n rubbish dump is, wat ons dam is, wat pragtig mooi die vorige dag was, en nou sê hy 'n rubbish dump. En dit maak 'n ou baie seer. Jenny sê naam DJ Minks en almal, ek luister graag vanaand hier uit my siekbed uit. Klink na 'n interessante onderwerp wat opkom. Jenny van Bonargus, Newcastle. Jenny, ons hoop jy word gou gesond dag in hierdie program vanaand. So ja, kom ons skop af met lugbesoedeling. Laat ons begin met lugbesoedeling. Wat is tans die grootste probleem in Suid-Afrika? Ja, mens, die grootste probleem is eintlik 'n kombinasie van, jy kan maar sê, steenkool, kragsentrales, voertuie wat nie voldoen aan die emissiestandaarde nie, informele nedersettings wat geen vullisbeheer toepas nie, en industriële besoedeling soos gasse en gifstowwe, jy weet wat in die lug en die riviere opeindig. Ja. En dit word ook nie behoorlik gereguleer nie. Ek wil eintlik myself verstout om te sê, dit word glad nie gereguleer nie. Sure. Die impak is groot en jy weet die mense ontwikkel respiratoriese siektes, jy weet kinders se longe ontwikkel nie normaal nie, ou mense kry ernstige gesondheidsprobleme ensovoorts. Studies, jy weet, toon dat lugbesoedeling mense se besluitneming ook beïnvloed. Ek kan dit nogal glo, nie? Ja, met ander woorde, dit is nie net 'n gesondheidskrisis nie, ek wil weer waarop hamer, dit is 'n sosiale krisis en 'n morele krisis ook. Ja. En sê vir my, Wesley, watter tipe besoedeling is tans die mees vernietigende in ons land? Lug, water, grond of dalk digitale besoedeling? Want daar is iets soos digitale besoedeling. O ja. Kyk, mens is eintlik 'n kombinasie van almal, hoor. Daar's nie een wat uitstaan nie. Dit is 'n groot kwessie. En ek bedoel, as jy gaan kyk na die verskillende hoeveelhede tipes besoedeling, daar's legio, nee? Ek wil nou praat so 'n bietjie oor die strukke ook wat in die veld, want dit is ook 'n tipe van 'n besoedeling, Absoluut, nee? ja. Dit beskadig die veld. Enige is wat die veld beskadig wat deur die mens veroorsaak word, is maar besoedeling. Sure. Ja, nee, en dan as ons begin met lugbesoedeling, soos jy sê, daar's legio. As jy sien wat alles, en nie net lugbesoedeling nie, maar wat hulle in die water besoedel en die chemikalieë wat hulle in die water gooi, dis daarom 'n groot ons waterkwessie is 'n groot probleem. Ja, jy weet, waterbesoedeling is baie ernstig. Ja. In die Blyderiviergebied, ek het vandag 'n berig gelees. In die Blyderiviergebied gebruik die Zamazamas, jy weet, onwettige mynwerkers. Hulle gebruik sianiet, arseen ensovoorts om die goud te onttrek. Dit is hoogs gevaarlike en giftige stowwe daai.
Hierdie gifstowwe beland in die riviere, beskadig ekosisteme en dit bedreig die gemeenskappe waar wat daarvan afhanklik is. Die nasionale waterwet van 1998 sê duidelik dat mense wat land besit of gebruik, die plig het om besoedeling te voorkom. Oortreding is in op sigself 'n misdryf, maar in die praktyk word dit selfde toegepas. Die wet is daar, maar die praktyk faal heeltemal. En hoe vergelyk ons met internasionale tendense? Hoe ons met ander lande vergelyk, met ander woorde, as ons na die internasionale prentjie kyk, sien ons dat lande soos China en Indië wel baie groter bevolkings en meer industriële aktiwiteit het, wat natuurlik beteken dat hulle groter lug- en waterbesoedeling probleme natuurlik sal ervaar. Maar die verskil lê in hoe hulle dit hanteer. In daardie lande is daar streng regulasies, monitering, handhawing, selfs al is dit nie perfek nie. Hulle het emissienorme, kan mens maar sê. Boetes, openbare verslagdoeningsstelsels wat maatskappye en industrie dwing om verantwoordelik op te tree. Suid-Afrika het soortgelyke wette. Ons het die nasionale omgewingsbestuurswet, die waterwet en die lugkwaliteit reëls. Maar die implementering is baie swak, as ek gesê. Daar is voldoende monitering. Hulpbronne is, onvoldoende monitering, ekskuus. Anders het nie 'n gesprek gehad nie. Ja, absoluut. Hulpbronne is beperk en dikwels is daar geen gevolge vir diegene wat die wette eintlik oortree nie. Dit beteken dat ons feitelik self die prys betaal. En we eintlik sê medies, ons betaal dit met ons gesondheid. Absoluut, ja. Omdat mense siek word van die besoedelde lug en die water, omdat ons 'n stelsel het wat op papier werk, maar nie in die praktyk nie. Ja, en jy weet wat, Wesley, die norme vandag, spesiaal in ons huis, nee, ek koop water. Ek drink nie water uit 'n kraan uit nie, want jy weet nie wat kan jy verwag nie. En jy's actually bang om sommer net water by enige plek net uit 'n kraan uit te tap. Ja. Want as jy sien hoe siek word die mense, soos jy sê, dis diarree en dis geestesgesondheid. Dis al tipe gesondheid wat daarmee gepaard gaan. En dan kom ek net terug by die waterbesoedeling wat die fabrieke sommer net links en regs damp in ons riviere, in ons even in ons vlei lande. Kyk hoe is ons vlei lande besoedel. Ja. Kyk, dit is vir my ook moeilik om te sien hoe daar baie geboue opkom, jy weet, op die vlei lande. Daar word baie keer hierdie groot geboue gebou op die vlei lande. Wat ek myself het kan indink, jy weet, hoe baie onder die tafel moes daai mense, daai kontrakteurs betaal het om daai grond te kan bebou. Want as jy kyk na vlei lande, dit is ons natuurlike filtrasiesisteem. Al die stormwater, al die riool ensovoorts loop deur daai vlei lande en dit filtreer dit. En as jy ooit in 'n vlei land was, ek was baie in vlei lande, was baie interessant goed om te sien in 'n vlei land. Ja. Maar as jy geloop in 'n vlei land, sal jy sien dit is meestal klein. Ja. En dis hoekom dit so waterdig is, kan jy maar sê. Maar kom ek sê vir jou, jy weet, waterbesoedeling is baie ernstig. Ja, dit is met onderbroke monitering en onvoldoende personeel, swak handhawing en soms korrupsie. Jy weet, laat die besoedeling voortduur. Ek het net gepraat van die vlei lande wat bebou word. Dit is vir my skok. Die stelsel bestaan, maar dit funksioneer glad nie. Dit is so, ek het 'n vriend, hy's 'n environmentalist, nee,
En Rudy gaan gereeld uit na sulke plekke toe om sy, jy weet, hy gaan en hy gaan maak seker dat waar ook al dit gebou word en daar's 'n vlei land, jy weet, en hy moet verslae doen oor hierdie, hy was onder andere by hierdie turbines, jy weet, en jy kan nie glo hoe besoedel dit die vlei land nie. In watter manier kan ek nie vir jou sê nie, hy gaan uit en hy doen verslae, dan sal hy sê, hoor, hier kan nie hierdie goed gebou word nie, want dit gaan dit doen aan die vlei lande. So, ja, en jy weet, as ons vlei lande daarmee heen is, en ons, dit is, ek het ook al 'n hele paar goed gelees, dit is rillers om te sien wat aangaan, wat die mense alles damp in hierdie plekke. Ja. So ek sê, dit is 'n teersaak om dit te sien. Jy weet, iemand wat passievol is as ek oor die natuur. Ja. Mike is net so passievol soos ek. Ja. Jy weet, ons sal berge verskuif, jy weet, om die natuur te red waar ons kan. Al is dit 'n druppel in die emmer, jy weet. Ja, en hy het ons pad uitgaan en betrokke raak waar ons kan, hoe ons kan, en vir so lank as wat ons kan. Ja, en hy het nog die flaminke ook daar by hom. Ja, dit is 'n ander projek, julle moet regtig ons projek gaan hê oor die flaming. Dit is baie interessant. Ja, ons sal 'n bietjie een aand vir Mike vra, dan kan ons praat oor sy flaming projek. Dit sal baie goeie gesprek wees. Ja. Sê vir my, Wesley, by die grond- en afvalbesoedeling, wat is die langtermyn impak van grond- en afvalbesoedeling? Grond- en afvalbesoedeling, dit vernietig vrugbare grond. Ja. Dit lek gifstowwe in die waterbronne en beïnvloed die kosketting, die voedselketting. Ja. Onwettige dumpings, soos ons sê, mynbouafval, plastiek en elektroniese afval, lei tot giftige grond. Jy sal nie glo hoe baie gifstowwe in elektronika gevind word. Vat vir jouself vinnige batterye in jou hande en dink vir jouself, as daar so 300 batterye moet uitlek, hulle suur moet uitlek in die veld. Wat 'n skade gaan dit nie aanrig in die veld nie. Die langtermyn effek is dat land onbruikbaar word. Mense word siek en gifstowwe wat dekades lank aktief bly. Hierdie is 'n nasionale skande wat toekomstige geslagte direk beïnvloed. Ja. Jy weet, jy praat nou van batterye wat uitloop, nee? Ek weet van 'n geval van 'n dogtertjie, en dit is in my familie gewees, van 'n dogtertjie. Hulle het weggegaan na die plaas toe die naweek, maar by die huis het die dogtertjie hierdie speeldingetjie gehad, wat hierdie batterytjie gevat het. Nou, sy is baie klein, is 2 jaar oud gewees, en sy het die batterytjie uitgekry, en op 'n manier ingesluk. Oei, ja. En hulle was toe plaas toe, en sy het begin siek raak, met 'n koors, en al die dinge, en hulle is ver van die hospitaal af, en sy het net sieker geword. Nou ja, die dogtertjie is op die einde van die dag, is sy oorlede. Want hulle het gedink, sy het net, toe hulle eventually haar by die hospitaal kry, toe sy te laat. En dis is van die goed wat uit die battery uitgeloop het in haar maag. Ja, nee, dit is skokkend, want as mens kyk hoe baie gereeld dit eintlik gebeur, is dit eintlik nog meer skokkend as wat mens kan dink. Absoluut, ja. Ek het hier so 'n vraag van, ek dink dis van Charmaine, of dit is van Elise, en al die luisteraars sê, hallo Wesley, so jy kan vir hulle sê, hallo, want hulle almal sê hallo Wesley. Sy sê so, ek het 'n vraag, okay, dis nou nie in ons onderwerp nie, sy sê, ek het 'n vraag, hoe hou mens kinders, minderjarige kinders, skoolkids op skool, van kuierplekke af, poeltafels, ouers gee nie om nie, kinders glad, oor die kinders glad nie. Ja, ons kan daaroor praat op 'n ander dag, maar ja, as die ouers nie omgee nie, is die kinders maar wetteloos, nee Wesley? Ja, ek stem heeltemal saam met jou. Jy kan niks daar omtrent doen as die ouers nie iets omtrent hulle kinders doen nie. Ja, kyk, dit begin by die
opvoeding en die betrokkenheid van die ouers. Ja. Die ouers en gemeenskappe moet kinders al vroeg leer oor die gevare van besoedeling, chemikalieë, stopery en selfs onwettige aktiwiteite. Ja. Jy weet in kerkplekke selfs ook. Jy weet die bottels wat rondgegooi word, die alkohol wat oral lek. En dit is sleg. Geloop jy in Potch, nee? Ja. By daai klomp klubs so daar so as ek kyk hoe lyk daai strate van die gemors. Terrible. Dit gaan jou maar ja, ek stem saam met ons kan praat oor daai topik op 'n ander dag. Hierdie ons kan baie uitbrei oor daai topik. Baie. Ons volgende segment is ekologiese besoedeling. Dis natuurlik nou die snares wat jy van gepraat het en veldvang. Hoekom bespreek ons snares in die konteks van besoedeling? Ja, dis 'n baie goeie vraag. Strikke in oop velde. Ons glo of nie, ons het baie oop velde. Ons het. Hier by my selfs is daar 'n gedeelte waar bokke en jy weet dis soos elande, gemsbokke, nyalas, kudus vry loop. Hulle loop vry. Daar's geen leidings nie. Maar dit is 'n baie klein gedeelte hoegenaamd. Ja, die snare in die oop velde is 'n vorm van ekologiese besoedeling. Hulle vang en beseer die diere. Dis maar meestal mense wat arm is, jy weet wat kos het. En ek sê altyd vir die ouens, tot 'n mate het ek 'n verstaan vir strikke, né? Maar nou loop ons in die veld elke Sondag of elke maand op die laaste Sondag van elke maand het ons wat hulle noem 'n snare sweep. Ja. Hulle kies 'n gebied veral hier by die CRR, die Crocodile River Reserve. Ja. Dan loop ons in die veld en ons het spoorsnyers wat dan nou die strikke identifiseer. Jy weet van klein draad af na groot kabels toe wat ons het al geloop in die veld, dan kry ons 'n eland wat gevang word in 'n strik. Wat daar lê en doodgaan. Nou vra ek jou, daai eland is so groot. Hy kan 'n gemeenskap voer, nee, vir 'n redelike tyd, Ja. nee. So ek sê vir die mense, ek verstaan strikke tot 'n sekere mate. Maar as jy so baie strikke stel in die veld dat jy nie beheer het oor wat jy vang nie. Dat daai eland daar lê en basies ontbind in die veld waar jy hele gemeenskap omgevoer het. Met ander woorde, jy stel vir jou 500 strikke in 'n stuk veld want jy is honger. Maar jy check nie daai 500 strikke. Verstaan wat ek sê? Hoor jy? Ek is nie heeltemal teen strikke as dit beheer word, want ek bedoel mense moet eet. Maar wanneer dit so gulsig gedoen word soos daai wat ek nou verduidelik het, is waarmee ek 'n probleem het. Maar hierdie praktyke wat strikke betref gaan dikwels hand aan hand met ander forme van landbesoedeling. As ons dit ignoreer ons 'n groot patroon wat omgewingsmisdaad en swak wetstoepassing beïnvloed. Jy weet dit is 'n visuele teken van 'n gebroke stelsel. Sê vir my, Wesley, ons kyk nou na die arm gemeenskap en hoe kan hulle water skoon maak sonder dat hulle hoef winkels te ry om water te gaan haal? Krappie sê hierso goeienaand mens, Wesley en almal wat luister. Ek kook maar my drinkwater of ek gebruik maar chloorpilletjies. Ja, dit is 'n baie goeie idee daai. Ek hou eintlik van die idee van chloor nie. Ja. Maar ongelukkig is ons oorgelewer aan slegte water. Ja. En dit is 'n kwessie wat ons moet aanraak. Ek sal daaroor uitbrei. Sê vir my nou net oor hierdie snares, wat kan gedoen word om hierdie praktyk te stop? Ja, strenger wetstoepassing. Gemeenskapsmonitering, boetes, samewerking tussen omgewing, wild en polisieagentskappe. Onderwys oor die impak van strikke en veldvang. Dit is noodsaaklik. Dis 'n kombinasie van bewustheid en handhawing. Jy weet, ons het ek sou baie graag die mense wil aanspoor om deel te raak van 'n snare sweep
Daar's 'n paar organisasies wat dit doen. Ek behoort aan die Snare Removal Project en hulle van dit is heeltemal verniet. Jy weet, ons hoor gewoonlik van die strukke in die velde deur mense wat jy weet, hulle kat kom by die huis, dan is die kat met 'n struk om die nek of wat ook al. So die mense sien dit in hulle eie troeteldiere en dan weet ons dit is as daai kat wat hier en daar gaan loop in die veld gevang word, beteken dit maar net dat daar is baie meer strukke as wat 'n mens dink en jy moet gaan kyk daarna. En as jy nou in die veld stap, mens, jy gaan nie sommer 'n struk raak sien. Dit gaan inmeng met die omgewing. Ja. En maar met hierdie tipe projekte wat ons doen, as jy die spoorsnyers volg, dan raak jou oog half getrein om dit te sien. Geoefen, ja. Ja, so nee, dit is 'n baie interessante ding, maar dit is nie vir die fyngevoelige ouens nie, maar want jy sien swaar kry en diere. Ek kan dit glo. Sê vir my, as kinders belangstel om by hierdie projek betrokke te raak, en of van die mense dan sê maar wil betrokke raak, hoe gaan hulle te werk? Kyk, hulle kan hulle is op Facebook. Jy kan hulle daar kontak, Snare Removal Project. Ek kan nie vir jou die ander se name nou gee van uit my face uit nie. Ja. Ons gaan hulle later op die groep sit as jy dit het. Die ander enige dink ek is iets soos rooi kat of iets soos dit, maar ouens kan my boodskap. Hulle kan my boodskap en ek sal vir hulle die inligting gee. Absoluut, ja. Ek dink dit begin by die skole. Ek dink dit sal 'n baie interessante projek wees om die skole betrokke te kry by so ietsie, dink ek. Ja. En jy weet, as 'n leek dink ek maar dit. So, ja. Goed. Dan gaan ons na die internasionale perspektief toe. Internasionaal, wat kan Suid-Afrika leer van ander lande se regulasies en praktyke? Ja, ons kan leer van hulle praktyke in die sin van, jy kan maar sê wetstoepassing. Hulle voer uit, daar's gevolge vir dit wat jy doen. Daar's gevolge uiteengesit, so jy weet dat jy nou hierdie blikkie in die pad gooi, is daar gevolge en daar word deurgevoer op die gevolge. Maar hier by ons is daar nie dit nie. Ek bedoel, jy kan maar sien hoe die polisie ry self deur die strate met die besoedeling en daar word niks daaraan gedoen nie. As gevolg van die min vullisbeheer in die jy kan sê die arm gemeenskappe. Jy sal sien as jy so verby 'n lokasie ry, is dit hope gemors. En daai hope gemors, die enigste manier wat hulle kan ontslaa raak van daai probleem en die ophoping van die vullis is om dit te brand. Hulle steek dit aan die brand en ons sal sien dit smeel vir 3-4 dae in een. En dit is besoedeling self. Ook besoedeling. Ja. Jy besoedel om besoedeling te voorkom. Oh, yes. It's a never ending story. Ja. Ja. En hoekom is die publiek, ek sal nou sê, in internasionaal so betrokke, want dit is vir hulle so belangrik om besoedeling te bekamp? Ja, wetstoepassing alleen is onvoldoende. Gemeenskappe moet rapporteer wat hulle sien, onwettige dumpings, rook, chemiese lekkasies, strukke in die veld. Jy weet, die drukte plaas op plaaslike owerhede en maatskappye word verandering realisties. Ja. Elke burger se aksie verhoog die kans dat wette werk. En 'n vraag wat ek baie kry is, hoe maklik is dit vir maatskappye om die stelsel te manipuleer en weg te kom met besoedeling? Ja, nee, dit is mos nou baie maklik. Ons lewe in 'n land waar korrupsie, bribery, ja. Ja, korrupsie, omkopery, dit is beter om te seervier, jy weet, dit is aan die orde van die dag, ons is oorgelewer daaraan.
So ek bedoel net deur dit is dit maklik om hierdie goed te. Ek bedoel dit is nie eens ter sprake nie om eerlik te wees met jou. Ja. En is daar bewyse van georganiseerde misdaad of korrupte praktyke wat bydra tot omgewingsbesoedeling, soos onwettige storting of bedrog met omgewingsaktiwiste? Ja, kyk, daar word baie fabrieke ensovoort word die vingers getik as hulle stort, jy weet. Ja. Met jy weet net boetes, maar baie van die ouens maak so baie geld dat daai boete eintlik 'n druppel in die emmer is. Ja. Sure. Ja, en ek weet, my een vriend se omgewings, jy weet, hy's environmentalist, ek weet nou nie wat presies die Afrikaanse woord is nie, en hy is al baie genader om vir bribery, maar hy is net een van daai manne, jy sal hom nie kan bribe nie. Die omgewing is vir hom baie belangrik. So, ja. Ja, wat ek wil byvoeg daar, op die punt van wat by die luisteraars en die publiek kan doen, jy weet, is maar net raak betrokke. Kyk op jou sosiale platforms, watter tipe groepe daar is, om saam te staan. Maar dis al hoe ons hierdie goed gaan kamp ensovoorts. Jy weet, daar's ons baie aktiwiteite wat 'n mens kan bywoon, op naweke ensovoorts. Ek is betrokke by al hierdie goed tussen die werk op naweke. Dan sal ek, weet, want dit is my terapie. Dis om in die veld te gaan stap, voëls te kyk, plante te kyk. Jy weet, daar's so baie mooi in die natuur, dat 'n mens kan huil daarvan. Ja, en nie net dit nie, hierdie snares en goed, van die, soos jy sê, van die diere word so wreed, sterf hulle. En dan baie kere is daar vergiftiging ook wat plaasvind, en dan kom die ander diere en hulle eet van daai dier. En dit moet verskriklik wees. Ja, ek wil graag verwys na daai voorval waar die aasvoël so vergiftig is. Ja. Dit is 'n hele, jy mors met die hele Ekosisteem. Ekosisteem, die hele voedselketting van die aasvoël af tot onder. Met tot die laaste wurmpie wat daai laaste dier wat dood is vreet. Dit is as mense net ja, maar die ding is, jy weet, die mense besef nie wat 'n impak dit het nie, nommer 1, of hulle gee net dood eenvoudig nie om daaroor. Ja, want ek het 'n vraag hier, so word oortreders werklik aanspreeklik gehou, Wesley? Sê vir wie men? Word oortreders werklik aanspreeklik gehou? Ja, kyk, as dit gerapporteer word, ons is in 'n norm waar mense eerder sal stil bly, weet, om 'n misdaad, want hulle voel dis te klein. Die mense gaan nie daaroor worry nie. Ja. En dit is die mentaliteit wat moet verander, waar jy, as jy 'n rookie sien langs die pad, moet jy dit inbel en jy moet reageer daar. Ja. Dit is uiters belangrik. Jy weet, dit is al is dit hoe klein. As jy kan vir jouself dink, as daar 10 mense nou op die pad ry en hulle sien 'n ou wat besig is om sy trok leeg te maak langs die pad. Jy weet, gaan mense iets daaraan doen as daar mense optree teenoor die owerhede gaan iets doen omtrent dit as mense daarop reageer. Ja. En ons volgende vraag is, hoe kan mense onwettige storting of besoedeling rapporteer? Waar gaan hulle heen? Wie kontak hulle? Waar begin hulle? Ek sal dit in die afsluiting sê. Ek wil vir al die mense die bronne daar gee, ek wil ook die groepe plaas. Okay. So, as daar enige vrae is van die luisteraars, julle is welkom om op die WhatsApp groep vir ons te plaas, dan sal ek dit aan Wesley noem. Buk sê hierso, die gevolge van die ding is 'n R50 vir KFC. It's sad, but it's true. En dit is die waarheid. Dit is absoluut die waarheid daar, ja. En sê vir my, Wesley, 'n gevalle studie waarmee julle al sukses gehad het, of besig is mee? Ja, kyk, ons het baie projekte waarmee ons besig is.
ek het genoem van die Flaming projek wat ons moet oor praat. Ja. Ons sal 'n diepte gesprek daaroor hê. Dit gaan maar oor die flaminke wat se populasie, jy weet, daar in die kamfergebied verminder het ensovoorts. Die populasie heeltemal verminder en Mike het ingetree, hy was genader en hy het gevolunteer om daai oor te neem. Ja. En ek bedoel die flaminke by Mike broei baie mooi, hulle broei baie mooi en die getalle klim ten minste. Dis pragtig. Ja. Nou, wat gebeur met ons riviere en waterbronne? En wat sê die wet daaroor? Ja, met ons riviere en die waterbronne, dit is sleg want ons sit in die huis, ons maak ons tap oop en ons verwag die water gaan skoon wees. Ja. Maar dit is nie. Nee, dit As is nie. jy kan toetse doen op jou water en jy weet daar's organisasies wat jy kan benader om vir jou jy weet 'n testkit te stuur. Ja. Ek het dit self gedoen met ons boorgatwater en boorgatwater is gewoonlik maar van jou skoonste water. Dit is nie munisipaliteit water nie, maar selfs dit is besoedel want dit is deurdring met chemikalieë en besoedeling van jare. Vir daai goed om te penetreer so diep in die grond en jy weet, beskadig dit jou water, al is dit 'n boorgat. En nou 'n groot een. Wat is seebesoedeling? Ja, kyk, seebesoedeling is maar dieselfde as die riviere net op 'n groter skaal. Ja. Ons sit met riviere wat in die steen loop. Al daai gemors wat gestort word, al daai gemors wat in die riviere gestort word, loop in die see. En dit eindig op plekke waar dit amper in die lug gesien kan word as eilande. Dit is so groot die gemors daar is. Ja, En daar is baie organisasies wat hierdie tipe goed probeer beheer, maar dis ook weer eens 'n druppel in die emmer want nie baie mense weet raak betrokke daarbey. ja, en Die seebesoedeling is een van die enigste en die vinnig groeiende omgewingsprobleme wêreldwyd. Sure. En Suid-Afrika is nie daarvan uitgesluit. Ja. Dit is alles dit sluit alles in van plastiek, olielekke, chemikalieë, riool, selfs mynbouafval wat uiteindelik in die oseane beland. Sure. Ons het kusgebiede soos Kaapstad, Durban en Richards Bay waar riool en afvalwater soms direk of indirek in die see binnekom. En dit is dit het groot gevolge vir die marine lewe en mense se gesondheid. Ja. Die impak is baie wyer as net die onmiddellike vis of strandarea. Daar's organisasies, die Ocean Cleanup is een van die organisasies wat uitmuntende werk doen om seebesoedeling te voorkom en aan te spreek. Daar's byvoorbeeld video's waar hulle met sulke barricades sit by die damwalle wat hulle noem die intersector. Ek het dit al gesien, ja. Wat al hierdie goed opvang. Jy weet, marine diere soos skilpaaie, dolfyne en voëls kan verstrengel raak in die plastiek. Jy weet, dit insluk en hulle kan doodgaan. Daar is self studies wat wys dat mikroplastiek in vis en seekos uiteindelik in die mense beland. Jy kan nou jou vleis vat wat in jou yskas is. Ek kan jou garandeer op 'n mikroskopiese skaal gaan jy plastiek vind in daai vleis. Ek garandeer dit vir jou. Sure. Jy weet, dit beteken dat besoedeling van die see nie net 'n natuurprobleem is nie, maar ook 'n gesondheidskwessie vir die mense. Ja. Internasionaal is daar verskeie strategieë om seebesoedeling te bekamp, so streng regulasies teen die olielekkasies, plastiekverbod en herwinning. En die skep van marine beskermde gebiede. Ja. Suid-Afrika het soortgelyke wette, maar die handhawing, soos ek gesê het, is maar swak. Ons kan help deur nie plastiek in die oseane te gooi nie.
vat nou maar jou papierstrooitjie by Wimpy en gebruik hom. Ek weet ons almal klaar daaroor. En ons klaar almal daaroor. Maar op die einde van die dag is dit 'n klein verskil wat 'n groot impak maak op die einde van die dag. Weet ons moet deelneem aan die strand en rivier skoonmaakprojekte, jy weet, en druk te plaas op industrieë wat en munisipaliteite om afval behoorlik te bestuur. Elke klein aksie, soos ek gesê het, selfs die vermy van een plastieksak of die skoonmaak van 'n strand help om die see te beskerm, al is dit hoe klein. As ons vandag nie optree nie, betaal die toekomstige geslagte nie net met gesondheid nie, maar ook met die verlies van marine lewe en kosbronne. Jy wil tog jou kind in 'n aquarium kan vat en sê, jy weet, hier is so haai, hier is so 'n mooi vis, wat ook al. Wat as dit nie meer daar is nie? Wat dan? Dis waar. En nie net dit nie, dis die suurstofproduksie daal ook, aangesien oseane 'n belangrike rol speel in die regulering van die aarde se atmosfeer. Ja, jy weet, as jy kyk na die Amazone, is een van die grootste bydraers tot jy weet, ons suurstof. Ja. Ja, jy weet, die suurstofproduksie hang direk saam met plante en alge. Dis reg. Jy weet, alge in die see, alge in die damme, alge in die riviere, veral in die woude selfs, jy weet, grasvelde en die oseane, bome. Jy weet, die marine alge neem die koolstofdioksied op en gee suurstof vry. Wanneer ons hierdie ekosisteme beskadig deur byvoorbeeld ontbossing, veldbrand, landbou, riool, industriële besoedeling, verminder ons die natuurlike vermoë van die aarde om suurstof te produseer. In Suid-Afrika spesifiek is dit 'n groot probleem in die bosvelde van wat sal op Limpopo en Mpumalanga. Ja. Sowel as ons kus en riviere. Ja. Waar besoedeling marine alge kan vernietig. Dit is so belangrik, dit is so klein, maar so belangrik. Internasionaal sien ons soortgelyke tendense, groot skaalse ontbossing in die Amazone, of giftige uitlooppunte in Oos-Asië. Dit beïnvloed die suurstofproduksie en die wêreld se klimaat. Minder suurstof beteken nie net 'n kwessie vir mense se asemhaling nie, maar dit beïnvloed ook die hele ekosisteem. Diere en plante word kwesbaar en die aarde se vermoë om koolstofdioksied te verwerk neem af. En dit op die einde van die dag verander die klimaat. Dit vererger klimaatverandering. Dit is hoekom elke aksie om die omgewing skoon te hou, minder plastiek, minder rook, gesonde landboupraktyke en beskerming van woude en riviere, nie net die natuur beskerm nie, maar ook regstreeks bydra tot die suurstof wat ons almal nodig het. Sure. Ja, nee, dit is omtrent, en ons het nou net 'n druppel in die emmer aangeraak, Wesley, is dit nie so nie? Ek stem 100% saam met jou. Mens kan vir dae lank hieroor praat. Ja, die omgewing. En wat kan ons luisteraars onmiddellik doen om by te dra tot die bekamping van besoedeling? Ja, jy weet, onwettige rapporteer die onwettige dumpings. Al is dit hoe klein, een ou wat gooi. Al is dit hoe gering, ja. Ja, vat jou plastiek sak nou maar Pick n Pay toe. Jou en hergebruik dit. Ja. Jy weet, deelneem aan skoonmaakprojekte of NGO's te ondersteun. Hulle kan energieverbruik en plastiekverbruik verminder. Plaaslike maatskappye kan hulle mos nou vra oor hulle afvalbestuur en betrokke raak daarbey. Munisipaliteite en owerhede moet gedruk word om wette toe te pas.
elke klein aksie bou druk op die stelsel en kan verandering bring. Daar is baie wonderlike toegewyde mense wat stry om ons wild en ekosisteme te beskerm, maar hulle het almal se ondersteuning nodig. In die groter gebied waar, jy sê maar elke derde naweek, is daar 'n snare sweep soos ons dit noem. Ja. In die plaaslike reservate en groen ruimtes wat ons het. Wat ons moet beskerm, ons het net daai klein stukkie groenigheid. As jy in die stad ry en jy sien al hierdie geboue en sement, bakstene teer, is dit 'n mens moet, en as jy daar bly, sien jy is 'n flippend boom nie. En dit maak 'n mens sommer siek. Met uit ervaring sien ek dat sodra die stropery byvoorbeeld in een reservaat afneem, dit in 'n ander gebied weer opvlam. Ja. Baie, ek praat spesifiek van die strukke nou weer. Baie plaaslike reservate het tot 50% van hulle wild verloor deur stropery. True. Dis enorm. Ja. En dit sluit nie eens plante met reptiele en die ander spesies in. Sedert COVID se tyd het hierdie probleme byna 'n pandemie ook geword. Dis eintlik 'n plaasvervanger van COVID. Sommige van die helde wat ek persoonlik ontmoet het al. Jy weet, sluit in park en reservaat personeel, in Engels noem hulle dit 'n honorary ranger. Vriende van plaaslike gemeenskapsveiligheidsforums. Sure. Rooikat, is een van die snare removal projects. Een van die projekte wat strukke verwyder, en dan natuurlik die snare removal project. Jy weet, ons vra, help hulle. En help ons wild en beskerm ons natuurlike erfenis. Dit is so belangrik, mens. Ja. Elke klein bydrae, soos ek gesê het, maak 'n massiewe verskil. En saam kan ons die koers verander. Maar Wesley, ek moet vir jou sê, ek het nie besef dat snaring so 'n groot probleem is nie. Nou jy nou vanaand dit in die breë bietjie verduidelik het ek nie regtig besef nie, want een van my vriende is 'n visserman, Wiekie gaan, hy springbok visser, jy weet, uit visvang, en hulle gaan gereeld doen hulle hierdie snare sweeps waar hulle vis vang, want dit is ook 'n groot probleem vir hulle, waar hulle vis vang. So, dit klink vir my, dit is 'n major probleem. So ek het nie besef hoe groot is die probleem nie. Maar baie dankie Wesley. Ons het regtig hierdie onderwerp geniet vanaand. En as julle nog vrae het vir Wesley, is julle welkom om dit te plaas. Hy sê hy sal die WhatsApp groep dophou. So ter afsluiting wil ek ook net sê, ons planeet is nie net 'n plek waar ons leef nie. Dit is 'n nalatenskap wat ons agterlaat. En vanaand het Wesley ons gewys dat besoedeling nie net 'n omgewingskwessie is nie, maar 'n morele en 'n regverdigheidsvraagstuk. As jy iets gesien het, sê iets. As jy iets weet, doen iets. Want die stryd teen besoedeling begin nie net by die regering of die howe nie. Dit begin by jou en my. Dankie dat julle vanaand saam met ons geluister het. Bly waaksaam, bly betrokke en bly hoopvol. Baie dankie Wesley. Dit was nou 'n aangename onderwerp. Lekker saam jou gesels. Dankie mens, mag jy julle almal ryklik seën. Geseënde aand vir julle almal, hoor. Vir jou ook blessings. Dankie Wesley.